Goeiemôre. Jy luister na die 74ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is supernormale stimuli. 80 jaar gelede het die Nederlandse wetenskaplike Nico Tinbergen 'n reeks eksperimente uitgevoer op meeuwe wat hom uiteindelik met 'n Nobelprys beloon het. Volwasse meeuwe in die Larousse-familie het 'n rooi kolletjie op hulle snavels. Tinbergen het agtergekom dat wanneer meeukuikens kos wou hê, het hulle op hierdie rooi kolletjie gepik van die volwasse meeuwe. Hy knip toe uit karton 'n meeuvormige kop en snavel, sonder die liggaam, en toe die volwasse meeuwe die nes verlaat, het hy die kartonmeeuwe vir die kuikens aangebied. Groot was sy verbasing, toe die klein meeuwtjies die rooi kolletjie op die kartonsnavel pik, net soos in die geval met hulle regte ouers. Met verskeie eksperimente het hy agtergekom dat hoe groter die rooi kol is, hoe meer naastigtiglik het hulle na die kol gepik. Hierna het hy verder gegaan en 3 rooi kolle op die karton aangebring, en toe het die kuikens oorboord gegaan met hulle gepikkery. Hoe groter die impuls, hoe groter die reaksie. Wetenskaplikes verwys hierna as supernormale stimulus. Dit is 'n verhoogde weergawe van die realiteit, 'n verskynsel wat wetenskaplikes uitgevind het, oral in die natuur nageboots kan word. Dink nou aan ons eie lewens. Dink aan kitskos, of die beter beskrywing, gemorskos. Dit is in effek supernormale stimuli, wat so ontwikkel is dat dit ons brein se aandrywers waansinnig laat reageer. Kitskos word so ontwikkel dat die suiker, sout en vetinhoud so hoog is, dat dit ons breine as ware na rooi kolletjies laat pik. In 'n mededingende mark in die koswêreld weet voedselwetenskaplikes dat hulle meeding om ons breine se reaksie op supernormale stimuli. Die uitslag hiervan is hipersmaakvolle kos, wat dit vir ons breinimpulse byna onmoontlik maak om te ignoreer. Ja, dit is hoekom jy so bly hinker na daardie, en maak die sinnetjie klaar, wat ook al jou snellers bly trek, wat ook al jou impuls bly aktiveer om daardie kos in die hande te kry. Ons en ons kinders het meeukuikens geword wat na rooi kolle pik. Dink 'n bietjie aan die wêreld oral om ons. Byna alle vermaak word met oordrewe vaardigheid aangebied. Winkelpoppe het oordrewe kurwes om klere te verkoop. Sosiale media bied aan ons advertensies, maar ook profiele van persone wat almal hipergelukkig lyk. Films, vermaak, verleiding, voedsel, vakansiebestemmings, videospeletjies, dit het die kuns vervolmaak om kenmerke wat natuurlikerwys vir ons aantreklik is, in hiperformaat aan te bied. Gaan staan 'n bietjie stil vanmôre en dink mooi aan jou gewoontes. Ek wil myself en jou vanmôre nie beledig nie. Tog wil ek jou vra, is jy 'n meeuwtjie wat na rooi kolletjies bly pik? Is dit die lewe wat ek en jy wil hê? Wat is die implikasie vir ons kinders se geestelike, emosionele en liggaamlike gesondheid? Hoe begelei ons kinders om bewus daarvan te wees, van die verleidings op hulle lewenspad wat voorlê? As die verlede enigsins 'n aanduider is, en ek is oortuig dit is, gaan die toekoms in toenemende mate 'n ruimte word van supernormale stimuli in oordrewe vorm. Die nuwe moontlikhede wat kunsmatige intelligensie ontsluit, gaan dit nog veel meer vererger. Egtheid, egte belewennisse en vergenoegdheid, tevredenheid, gaan 'n bewuslike keuse van ons kant af verg. 'n Mens kan nie verander waarvan jy nie bewus is nie. Wanneer 'n mens wel bewus word daarvan, plaas dit jou op 'n versigtiger voet.
Alleen dit waarvan ons bewus is, kan ons verander. Dit kan ons waaksaam maak en weet wat is dit wat op die spel is. Môreoggend gesels ons oor hoe ons hierdie realiteit kan gebruik op 'n positiewe manier om onsself gefokus te hou. Hou wag oor jou gedagtes. Hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde. Dit word jou dade. Hou wag oor jou dade. Hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes. Dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter. Dit word jou bestemming. Ons gebed vir môre is 'n verwerking uit 'n gebed van T.S. Eliot. Dit kom uit die Groot Gebedeboek. Here, ons is vasgevang in 'n eindelose kringloop van idees en aksies. Deur nimmer eindigende ontdekkings en eksperimente vermeerder ons kennis van vooruitgang, maar nie van stil word en stil wees nie. Ons weet alles van praat, maar byna niks van stilte nie. Ja, ons ken baie woorde, maar nie u woord nie. Waar is die lewe, Here, wat ons in die proses van lewe verloor het? Waar is die wysheid wat ons tussen al ons kennis verloor het? Waar is die kennis wat ons in die oorvloed van inligting verloor het? Here, help ons om meer bewus te leef, meer stil te word, u woord na te streef en lewe en wysheid by u te vind. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.